Ja, môre mense. Soos baie van julle seker al aan my aksent agtergekom het. Ek is in Namibië gebore en groot geword. Getroud met 'n bietjie wat daar so sit, vir 50 jaar. Wat my ondersteun in alles wat ons doen. Ons het 'n gemeente gehad in 'n klein dorpie genaamd Oudtshoorn. Ek weet nie of van julle al deur omgery het na Etosha toe nie, maar dis waar ek vandaan kom. Die Here het ons gelei in 2011 om 'n gemeente op die dorpie te begin. En dit is waar my pastorale bediening begin het. Natuurlik met 'n groot ondersteuning van my linkerkant af of my regterkant af. So, mense, ja, dit is maar my agtergrond. Ons was hier in Dubai of in die Midde-Ooste van 2000 tot 2010, so ons is redelik vertroud met die omgewing. Al verskil is nou toe ons in Desember maand weer hiernatoe kom, toe het die plek net 4 groter geword as wat dit was daai tyd. So, ons moet nog gewoond raak aan al hierdie geraas en kom ons bid. Maar Vader, dit is weer vir ons so 'n ongelooflike groot voorreg om vanmôre in U huis te kan bymekaar kom, om U naam groot te maak, U te loof, te eer en te prys. Amen. So mense, laasweek het ons 'n bietjie gesels oor die ankers vir ons lewens in ons lewensstorms, naamlik God se teenwoordigheid, God se beloftes, gebed, en wat is God se plan vir my en vir jou? Nou, om daarmee aan te sluit, glo ek dit is ook nodig dat ons moet praat oor hoop, geloof en liefde. Want ek dink julle gaan met my saamstem as ek vandag vir julle sê dat ons leef in 'n absolute korrupte, oorloggedrewe, rampspoedige kriminele en 'n siek wêreld. Want Satan beheer die wêreld. So, hoop, geloof en liefde is absoluut ondersteunend van hierdie ankers, sodat ons geanker in Jesus Christus kan wees vir die toekoms. En ek is ook seker daarvan, as ons so na die wêreld kyk, gaan julle met my saamstem, dat ons het 'n groot dosis van hoop, geloof en liefde nodig, om hierdie uitdagings van hierdie tye te kan teenstaan. Want die woord sê vir ons, die laaste dag gaan moeilik wees. En ek wil nie sê, ek is nie 'n ou wat spreek van die wegrabinge goeders nie. Ons is in die laaste dae. Of dit van die Bybelse tyd af in die laaste dae was, en of ons nou in die laaste dae is. Ons is nou 2025 jaar nader as die Bybelse ouens aan die eindtyd. So, wees verseker, ons het baie hoop, geloof en liefde nodig om hierdie uitdagings hok te slaan. En daarom beloof God vir ons, vir my en vir jou, kinders van hom, beloof hy hoop, geloof en liefde vir vandag, vir môre en vir ons toekoms as kinders van die Here. Sodat ek en jy hierdie wêreld wat vir ons voorlê, sonder vrees, sonder agterdog kan konfronteer. Ek wil vir julle 'n aanhaling noem wat president Roosevelt, ek is nou nie 'n groot geskiedkundige, maar dit is nogal 'n interessante aanhaling wat ek gekry het, wat hy gemaak het. Hy sê, "We have always held to hope, the belief, the conviction that there is a better life, a better world beyond the horizon." So hy verwys, hierdie aanhaling verwys na iets in die toekoms. Albert Einstein het geskryf, "Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow." Vir die toekoms. Interessant, 'n ateïs, Paul Sartre, hy het geskryf, "I know I shall die in hope,
But hope needs a foundation. Hy verwys na 'n fondasie vir ons toekoms. Nou wat probeer ek sê? Dit sê vir my, dat as ek en jy nie fondasie vir ons hoop het nie, is dit 'n oppervlakkige wêreldse hoop. Want ek en jy gebruik soms die woord hoop in 'n baie oppervlakkige wens, of 'n baie oppervlakkige sin, soos toe ek op skool was, ek sê, ag, ek hoop ek kom deur, ek hoop ek doen goed. Ons gaan kamp die naweek, ek hoop dit reën nie. Die belangrikste ene, ek hoop die springbokke wen. Daar's 5 toetse wat voor lê. So. Mense, hierdie is nie Bybelse hoop nie. Dit is 'n moeg getroffe hoop. Eintlik is dit net 'n verwagting. So nou is die vraag, hoe vul ons harte met goddelike hoop? En hoe kan ons hierdie hoop wat ons het uitstraal na mense daar buite? En dan sê Paulus vir ons, ware hoop is soos wat Paulus geskryf het oor Abraham. Romeine 4 vers 17. Paulus skryf, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. So Abraham het absoluut op die belofte van God gestaan, wat sy fondasie van sy hoop was. Met ander woorde, God se woord en God se beloftes is my en jou fondasie vandag vir ons hoop. Kom ons kyk gou na die definisie van hoop. Hoop is die verlangende verwagting en vertroue op 'n goeie uitkoms, selfs wanneer omstandighede moeilik is. Weereens, toekoms. Die teenoorgestelde van Bybelse hoop is hopeloos, om geen verwagting ten goeie of vir sukses te koester nie. En hierdie is baie belangrik, dat wanneer ons hoop verloor ons die krag om te lewe. En daarom Paulus skryf die meeste oor hoop, want hy is die man wat geslaan, geskop, gespot, gemartel, gestenig, in die tronk gegooi. Paulus was ook 'n skipbrekeling. Maar deur al hierdie goed het hy sy hoop in God behou. En daarom wil ek hoop aanhaal in 'n Bybelse konteks. Hoop is die vaste vertroue wat ons moet hê, dat God getrou sal wees aan sy beloftes. Ek wil dit herhaal. Die Bybelse konteks van hoop is die vaste vertroue wat ons moet hê, dat God getrou sal wees in sy beloftes. So, God is die een wat my en jou hart vul met vreugde. My en jou hoop moet geanker wees in God se beloftes. Nie in wat ons sien nie. Want wanneer ons hoop op iets wat rondom ons is, of ons omstandighede, met ander woorde wêreldse dinge, gaan dit platval. Gaan weggewas word soos 'n sandkasteel op die strand, waar die branders wegspoel. Daar's geen soliede fondasie nie. En dit wil vir my en vir jou sê vandag, daar's geen hoop in my en jou eie krag nie. Of ons kennis, of ons besittings, of ons omstandighede nie. Maar as my en jou hoop geanker is in die fondasie van Jesus Christus, sal ons hoop enige storm weerstaan wat oor ons pad kom. En daarom moet ek en jy besef, hoop is nie in ons nie. Hoop is buite onsself.
1 Timoteus 1 vers 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God, ons verlosser en ons Here Jesus Christus, ons hoop. Hierdie vers verwys vir ons en sê vir ons, Jesus is ons hoop. Romeine 8:24. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag daar op 'n volharding vir ons. So, ek glo die Heilige Gees praat vandag met almal van ons, om vir elkeen van ons 'n nuwe hoop in hierdie lewe te gee, in hierdie wêreld te gee. Veral vir mense. Ek meen, ons ken nie mekaar se omstandighede nie. Ons ken nie baie, veral in hierdie wêreld hier, waar dit so 'n gejaagde lewe is. Jy ken nie die ou langs jou nie. Jy weet nie waartoe hy gaan nie. Jy weet nie of die mense in desperaatheid, in vrees of in twyfel leef nie. Maar daarom gee God vir ons die hoop. En ek en jy moet vandag so leef, dat hierdie mense hierdie hoop in my en jou kan, as kinders van die Here, kan sien. En wanneer ons hierdie hoop het, kan ek en jy enige moeilike situasie hanteer. En daarom wys Paulus vir my en vir jou 7 redes, waarom ons harte gevul moet wees. En as ons dit verstaan, hierdie 7 redes, sal daardie hoop ons nie net versterk nie, maar dit sal ook oorgaan na ander mense toe. Die eerste punt is, ons het hoop, want ons is geseën met elke geestelike seëning van Jesus Christus. Efesiërs 1 vers 3. Hy lees, julle kan hom daar sien, God is geseënd, is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En dan kyk ons 'n bietjie verder in Efesiërs, na Paulus se gebed vir ons, in Efesiërs 1 vers 16 tot 18. Hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet dat die hoop van sy roeping en die wat rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. So Paulus bid hier vir my en vir jou, vir wysheid en openbaringskennis, dat ek en jy die woord van God sal verstaan, dat ons oë sal oopgaan, dat God se seëninge, sy wysheid en sy kennis nie by ons sal verbygaan nie. En dat God vir my en vir jou hoop sal gee, om hierdie wêreld van vrees, agterdog, valsheid en verdeeldheid te oorwin. Ek sê weer, God vul ons harte met hoop. Ek wil net daai een versie van Efesiërs 1 vers 3 herhaal. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Nou vra ek jou, as ons mooi luister na hierdie vers, wat meer wil ek en jy as kind van God hê? Hierdie versekering, hierdie belofte, wat ek en jy aan kan vashou. So wanneer ons glo en vertrou om saam met Jesus eendag in sy hemelse woning te sit, aan die regterhand van God, sal ons harte altyd gevul wees met hoop. Selfs wanneer ons op hierdie aarde probleme, moeilikhede ondervind.
En wanneer ons aan ons hoop van Jesus Christus vashou, sal ons vrees en ons ongemak verdwyn soos mis voor die son. Want hierdie geloof, deur die gees van wedergeboorte, verseker vir my en vir jou, dat niks ons kan tref, wat God nie voor voorsiening gemaak het nie. Daarom kan ons die toekoms ingaan. Maak die saak waar ons is nie. Met hoop en geloof, in plaas van desperaatheid en vrees en onsekerheid. Die tweede punt. Die liefde van God is uitgestort in ons harte en niemand kan dit van ons wegneem nie. Romeine 5:5. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe hier beskryf Paulus is 'n ouetjie wat in Rome gebly het, waar daar groot vervolging en swaar kry was. En daarmee bemoedig hy die gelowiges dat hoop nie teleurstel nie. Want die liefde van God is deur die Heilige Gees in elkeen van ons harte uitgestort. Al verander ons omstandighede en kom daar ook swaar kry en vervolging in ons lewens, is daar altyd hoop. Daar is altyd hoop in ons, omdat die oorvloedige en onveranderbare liefde van Jesus Christus in ons harte is. Hy is in ons. En wanneer hy in ons is daar geen groter uitdaging wat ons nie kan oorkom daar buitekant nie. Met sy liefde kan ek en jy alles weerstaan. Die derde punt is, ons het hoop, want ons is geregverdig deur geloof en het die vrede van Jesus Christus, want net deur hom kan ons die ewige lewe kry. Romeine 5:1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So my vraag is eintlik, wanneer is ek en jy geregverdig? Wanneer ek en jy onsself aan Jesus Christus gegee het. Wanneer ek en jy ons sonde en ons foute bely het. Wanneer ek en jy ons hom aangeneem het as ons enigste verlosser en saligmaker. Dan is ek en jy vergewe. En ons is geregverdig. En omdat Jesus ons sondes aan die kruis gekanseleer het, is daar geen veroordeling meer vir sy kinders nie. Ek en jy is deur sy genade geregverdig. So hierdie hoop in Jesus bring vir my en vir jou 'n nuwe toekoms. Want deur geloof het ek en jy die ewige lewe, solank as ons geloof in Jesus geanker bly. En dit is baie duidelik, met ander woorde, ek en jy moet bly streef na heiligmaking. Die vierde punt. Hoop is in ons harte uitgestort in oorvloed. Hebreërs 6:18. Sodat ons deur twee onverganklike dinge, nou hierdie twee onverganklike dinge is die belofte en die eed, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, wat ons ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê, en ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Hier sê dit vir ons, wanneer ek en jy gered is, wanneer ek en jy geregverdig is voor God, het ek en jy direkte ingang tot in die allerheiligste, tot voor God. Ek en jy
kan in die Nuwe Testamentiese tyd met God direk praat. Ons het nie meer nodig om offers te bring soos in die Ou Testamentiese tyd nie. So Jesus wil vir my en jou vul met hoop en nie met vrees nie. Ons moet 'n vaste anker in vandag se lewensstorms hê. En hierdie anker is ons hoop. 'n Hoop wat ons binne in die voorhangsel van die tempel by God, die Vader bring. En die hoop leer ons dat Jesus Christus vir my en vir jou gesterf het. Dat Jesus Christus, wanneer ek en jy gered is, verstaan hy ons. Hy verstaan ons probleme. Hy is in elke element op hierdie aarde versoek, soos ek en jy versoek is tyd wat hy op die aarde was. So hy verstaan ons tekortkominge. Hy verstaan ons uitdagings. Maar Jesus is ons krag en ons vaste anker en my en jou fondasie in hierdie lewe. En daarom moet ek en jy onsself aan hom oorgee. Want hy is die anker van ons hoop.